Ons bou gemeenskap wanneer ons floreer deur gedeelde bande. Vandag gesels ons oor gemeenskap deur viering. Ons is geneig om wanneer 'n mens naby 'n doelwit kom, die doelpale te skuif en nie te vier hoe ver ons al gekom het of wat ons al bereik het nie, want ons gaan alweer net verder na die volgende doelwit toe. En tog is viering een van die maniere waarop God ons leer om gemeenskap te bou deur saam stil te staan, saam te glimlag, saam te onthou dat elke tree wat bereik is iets om te vier en elke tree vorentoe is genade. Ons kan nie noodwendig die Nobelprys vir vrede wen nie, maar ons kan gemeenskap skep deur saam iets te vier, soos om iets te doen vir vrede byvoorbeeld. Paulus herinner ons in 1 Korintiërs 12 vers 26. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. En die gemeente in Korinthe aan wie hy skryf, het gesukkel met verdeeldheid, met kompetisie, met 'n verkeerde fokus op individuele gawes. En dan roep Paulus hulle terug tot 'n waarheid wat Jesus al in sy tyd gewys het, en dit is naamlik toe hy disippels saamgenooi het in sy roeping. En dit is verder nog, gemeenskap is nie 'n solo reis nie. Jesus het sy disippels gehad. 'n Gemeente is 'n gemeenskap met mekaar, en gemeenskap word gebou deur viering. En ons word saam gevorm, groei saam, en ja, ons moet en mag saam vier. Ek het altyd as predikant geleef met die stelling dat kerkbazaars nie eerstens oor fondse gaan nie, maar oor die saamwees wat ons vier. En natuurlik is eredienste op hulle beurt ook weer 'n geloofsgemeenskap wat saam vier dat God teenwoordig is. Wanneer ons mekaar se oorwinnings vier, of dit groot of klein is, erken ons God se teenwoordigheid in ons midde en word ons verhoudingsbande dieper en ons identiteit as 'n gemeenskap baie meer sigbaar. Navorsing in die positiewe sielkunde bevestig dit. Gemeenskappe floreer wanneer hulle doelbewus gedeelde vreugde saam vier. Robert Putnam wys daarop dat sosiale kapasiteit, dis nou die bande wat ons saam verbind, groei juis wanneer mense saam deelneem aan betekenisvolle, vreugdevolle aktiwiteite. Jy sien, viering bou vertroue, verhoog welstand en versterk die gevoel van behoort. En so floreer ons. So kyk, waar is 'n geleentheid om weer iets te vier, saam met ander. Leef geïnspireerd.